Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat my gevorm het, tot in die fynste detail. In U is my vertroue. Amen. Gemeente van Waterval, ek groet vir julle met die seën van die Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van sy Gees. Goeiemôre gemeente van Waterval, weer eens baie welkom. Aan al ons YouTube-kykers sê ons ook in die besonder welkom. Mag die Here ook vir jou seën met die aanhoor van sy woord, ook daar waar jy dalk later in hierdie week na hierdie diens kyk. Wie is ek nou eintlik? Johannes 2 vers 23 tot 25. Kom ons bid saam. Dankie Here vir u woord. 'n lewende woord. Die mees gedrukte woord in die wêreld. Die mees verspreide woord. Die woord wat die meeste mense se lewens aangeraak het en verander het. 'n Woord wat nie oud word nie. Want dit is u woord. En waar u woord gehoor word en waar u kinders bymekaar kom, is u deur u Gees besig om met hierdie woord te werk. Ons te vertroos, ons hoop te gee, ons aan te moedig, ons baie keer aan te spreek, bietjie ons op die vingers te tik, maar 'n woord wat bepalend is om reg en goed te lewe voor u. En dis hoekom ons hier is vanoggend, om u woord te hoor. So praat met ons vanoggend asseblief, Here. Laat ons ons ore oopmaak. Laat ons ook ons harte oopstel vir u. En verander ons deur die aanhoor van die woord. Ons maak staat op u Heilige Gees, wat van sitplek tot sitplek sal gaan, en met ons sal praat uit die woord uit. Dankie daarvoor. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Johannes 2 vers 23 tot 25. Wie is ek nou eintlik? Terwyl Jesus vir die viering van die Paasfees in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof in hom gekom, toe hulle die wondertekens sien wat hy doen. Maar hy het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy geweet het hoe hulle almal is. Hy het nie nodig gehad dat iemand hom iets van 'n mens vertel nie, want self geweet hoe mense is. Bietjie van 'n snaakse teks. Hy het geweet hoe mense is. Hy het hom nie op hulle verlaat nie. Niemand kon hom iets van die mens vertel nie, alhoewel baie tot geloof gekom het. Nou wie is ek? As ek daai vraag vanoggend vir jou vra, het jy al bietjie gedink daaroor? Die lewe gaan so vinnig, né? En ons kry maar min tyd om werklik stil te word en vir 'n slag te gaan sit en dink. Miskien as jy 'n jagter is, kry dalk so 'n bietjie tyd in die natuur om dit te gaan doen. Maar die meeste van ons maak en ruim eintlik maar baie tyd in om net vir 'n 5 minute, 10 minute, selfs vir 'n halfuur te gaan sit en dink oor die lewe en oor myself. Dis nie altyd aangenaam om oor jouself te dink nie. Veral nie as jy baie eerlik is en jy vra vir jouself die vraag af, maar wie is ek? In wese, ek is. Wil jy die doetjies voltooi? Baie gelukkig met wie ek is. Ek is baie tevrede met hoe my lewe so ver lyk.
Ek is nogal baie inskikkelik met die karaktereienskappe, die maniere, die gewoontes wat ek het. Of ek is eintlik baie ontevrede met hoe dinge in my lewe uitgewerk het. Ek het soveel foute gemaak. Eintlik, as ek eerlik is ek baie ongelukkig en baie ontevrede met my lewe tot dusver. Ek is. Voltooi jy die doetjies. As jy nog nie gaan sit en stil word het en jouself ondersoek het en daai vraag aan jou gevra het, wie is ek werklik nie? Wil ek jy moet tyd maak, want is nodig dat elkeen van ons dit voor die Here moet doen. Wie is die mens? Nog 'n interessante vraag om te vra. Nou, dit is baie eenvoudig, ons, ja, die mens is 'n homo sapiens, die mens is anders as 'n dier, mens het 'n verstand, die mens lyk anders, hy loop daarom regop, die mens, ons het baie antwoorde wat ons kan gee oor wie is die mens nou eintlik. Heel belangrik sal ons sê, ons is na die beeld van God gemaak. Ons is die mens, anders as die dier, ons het 'n opdrag gekry om oor die skepping van God, sy handewerk te heers, dit te bestuur met verantwoordelikheid. Dis nou die vraag of ons dit met verantwoordelikheid doen. Eintlik, dink ek, is ons as mense 'n teleurstelling. Ons wat die opdrag gekry het om God te verteenwoordig in hierdie wêreld, hierdie skepping, en God se opdrag te neem om alles te bestuur met verantwoordelikheid, wonder ek of ons dit reg gekry het. Ons het natuurlik in die eeue wat verby is, geweldige prestasies, veral hierdie laaste 200 jaar, ongelooflike prestasies ervaar op wetenskaplike tegnologiese gebied. Maar daarmee saam moet ons sê, die grootste verwoesting van dit wat God gemaak het ook in hierdie tyd plaasgevind. Iemand het nou die dag geskryf, lees ek, wat sê, Calvinisme, wat die wêreld versprei het saam met hulle ontwikkeling en tegnologie gebring. En Calvinisme is na sy mening eintlik die grootste verwoesteraar van dit wat God gemaak het. Dis nogal 'n slegte beskuldiging om teenoor Calvinisme en teenoor die gereformeerde kerk te gooi. Maar dit is feitelik. Ek meen die snelle pas waarteen goed verander het oor die laaste 50 jaar net. En nog steeds verander. Elke dag is daar nuwe goed wat uitkom. Ons kan nie bybly nie. Dis ongelooflik wat die mens reg gekry het. En tog wonder ek of die wêreld al ooit so vernietig, so boos, so sleg geword het, soos wat hy nou is. Want daar's 'n vervalling in godsdiens, vervalling in etiese kodes, 'n vervalling op baie terreine. Dit is feite dat al minder mense trou. En die wat nog trou, bly nie getroud nie. Dissipline, orde, wette, gehoorsaamheid. Was die goed? So wat is die mens nou eintlik, gemeet in terme van die woord? Madame Anne-Louise Stahl sê in 1766, ek wonder wat sou sy vandag gesê het, sê, hoe meer ek van die menslike natuur sien, hoe liewer word ek vir my hond. Dis nogal sleg, né? Hoe meer ons agterkom van die mens, hoe meer begin ek dink ek sou beter gewees het as 'n kudu daar in die veld. Want dit lyk of daar meer harmonie en begrip en waardering vir die natuur en vir die skepping van God is, as wat die mens doen. So wat is die mens? In hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, sê die Here Jesus duidelik, ek ken die mens. Niemand kan my iets van die mens sê nie. Niemand kan my iets van die mens vertel nie. Ek weet wie hy is. Weet hoe sy kop werk. Weet hoe hy dink. Daarom sê die teks ook van ons,
Hy het hom nie op hulle verlaat nie. Hy klomp wat tot bekering gekom het. Hy is hier in Jerusalem, en ons moet een ding onthou van die Bybel. En veral vir in die evangelies, dis nie 'n historiese beskrywing in die vorm van in dag 1, Jesus is gebore en toe so nie, en toe het hy nou begin met sy openbare werk, en toe het hy nou eers gedit. Dis nie 'n presiese beskrywing van volgorde van gebeure nie. En ook nie Johannes nie. Johannes spring 'n bietjie rond. Is hy nou by die laaste week van Jesus, of want hy het nou net van die bruiloft van Kana afgekom, waar hy die water in wyn verander het, dan praat hy in die volgende hoofstuk met Nikodemus, vergeet nou die volgorde van sake. Hy is in Jerusalem en dit is Paasfees. En die teks sê, baie het tot geloof in hom gekom, as gevolg van die wonderwerke wat hy gedoen het. Wow, is dit nie fantasties nie? Mense kom tot geloof in hom, mense glo in Jesus Christus. Ek dink dis prysenswaardig. En tog as ons na hierdie gedeelte kyk, toe ek het die eerste keer, ek het dit al soveel keer gelees, maar nooit het dit my getref nie, tot ek dit nou die dag weer gelees het, en ek kon nie mooi verstaan nie, die gedeelte het my kop laat krap. Mense kom tot bekering, en dan is Jesus se antwoord daarop eintlik vir my so 'n bietjie negatief. Hy het hom nie op hulle verlaat nie. Hy weet wie hulle is. Hy ken hulle. Hy weet hoe ons koppe werk. Hy het nie hierdie lot vertrou nie. Hy weet nie of dit reg is nie. Is 'n mens betroubaar? Ek meen, ek sou nou gedink het, want ek het ook 'n makelaar ook van beroep, en as ek net nog 'n kliënt bykry, dis fantasties, as ek net nog 'n paar bykry, want hoe meer kliënte jy kan kry, hoe beter is jou kommissie aan die einde van die maand. As jy 'n tydskrif uitgee, hoe meer intekenare het, hoe beter is dit vir die tydskrif, oorlewing en voortgaan van die tydskrif. Hoe meer mense jou program kyk wat jy gemaak het, kan ons aangaan dalk 'n tweede seisoen en 'n derde seisoen maak, en dit is goed as ons net nog bykry, as Waterval gemeente net nog 1 of 2 lidmate elke maand kan bykry, is dit net goed, ons wil net meer hê en ons wil getalle hê, dis mos hoe dit behoort te werk. En hier staan dit in die teks, daar's baie wat tot bekering gekom het. Ek sou nou gedink het die Here Jesus sou daaroor baie dankbaar gewees het, dat hier nog mense is in Jerusalem wat in hom glo. En dan sê hy, ek vertrou nie die spul nie. Hy verlaat hom nie daarop nie. Want hy nie nodig het enige iemand om iets oor die mens sê nie. Hy ken die mens. Nou waarom sê die Here Jesus dit? Wat leer ons uit hierdie gedeelte uit? Ek het so 3 puntjies wat ek vanoggend wil hanteer. Is my geloof werklike geloof? Tweede punt, Jesus Christus is God. En die troos is, Jesus ken my. Is my geloof werklike geloof? Ek meen, ons het dit nou in hierdie teks, baie het agter hom aangekom. Nou die vraag is, hoekom het Jesus hierdie klomp volgelinge gehad? Hulle het die wonderwerke gesien. Onthou, as ons nou 'n bietjie verder lees, net so 'n hoofstuk of 3 verder, dan kom Jesus, en dan is hierdie 5000 mense wat agter hom aanloop. En hulle vra my, hoe gaan ons vir hierdie mense kan kos gee? En dan is daar maar 'n ou paar vissies en brode, en Here Jesus gee met hierdie handvol vissies en brood, gee hy vir 5000 mense kos. En dan klim hy op 'n skuit en hy vaar oorkant toe, of eintlik die disippels gaan hy hulle tegemoet gegaan op die water. En die volgende dag soek hierdie mense om, en hulle is weer om, en uiteindelik spoor hulle hom op aan die ander kant van die meer, en hulle wonder, waar was hy? Hy het indruk geskep. En hy het vir ons kos gegee. Kyk, dis die moeite werd om agter hierdie man aan te loop, want as jy by hom gaan bly, gaan jy kos kry. So was dit 'n geval van werklike geloof by hierdie mense? Was dit 'n geval van, hier's 'n scapegoat, soos die Engelsman sou sê. Hy's 'n oplossing vir my hongerte. Soos ek agter hom kan bly aangaan, dalk môre kry ons weer kos. Is dit hoekom hy sê,
Hy vertrou nie hierdie bekerings van hulle nie. Hierdie geloof van hulle nie. Hy weet wat in die hart van die mens leef. Is dit nie 'n geval van, hy's 'n wonderlike man. Hy's 'n rabbi. Hy's 'n profeet. Hy's 'n wonderwerker. Veel mense in die geskiedenis het dit nie oor Christus gesê nie. As jy vandag 'n Koran sou gaan oopmaak, ek meen die Koran vertel vir jou wat 'n wonderlike profeet die Here Jesus is. Ek het nou die dag met my preek oor Maria gesê, die Koran verwys baie meer na Maria as wat die Nuwe Testament na haar verwys. Want hy is so wonderlik. Maar hy kan hom nie op hulle verlaat nie. Is dit 'n geval van, hulle glo aan hom, maar nie in hom nie. En dis hoekom ek vir jou vra, ondersoek jou eie geloof. Weet, ons is mos in Christelike huise groot geword. Baie keer, ja, ek glo aan Christus. Ek is 'n toeskouer. Dis alles mooi. Dis alles goed. Ek dink is belangrik. Ja, is belangrik. Maar is ek 'n toeskouer? Of is ek 'n geloofsdoener? Glo ek werklik in Christus? Ek glo in hierdie glas en ek glo in die water. Dis baie mooi, dis baie lekker, kan jou dors les. Maar as ek dit nie drink nie, gaan dit nie my dors les nie. En ek wil hê jy moet mooi daaroor dink. Glo ek aan hom of glo ek in hom? Glo ek in Christus Jesus omdat hy die verlosser is en ek hom werklik nodig het? En ek nie sonder hom kan nie. En ek nie sonder hom wil nie. Wat is my motief? Hoekom ek in Christus Jesus glo? Dink daaroor. Want as ek regtig in hom glo as die verlosser wat my lewe verander, dan volg ek hom met alles in my. Tweede punt wat ek hier uit aflei. Hy het geweet hoe hulle almal is. Hy het self geweet hoe mense is. Dan staan daar ook nog van vers 25. Niemand hoef om iets oor die mens te sê nie. Niemand nie. Wat wil hierdie woorde vir my sê? Ek meen, hier verskyn Jesus op die toneel, ouderdom van 30, 31, en hy sê hierdie woorde. Almal het geweet waar hy vandaan kom, van Nasaret af. Hy is hier gebore. Sy pa was Josef die timmerman. Ons het hom self saam met sy pa gesien houtwerk doen. Ons weet wie hy is. Maar hierdie woorde verraai iets anderste. Iets groter. Hy weet wie die mens is. Dit sê vir my inderdaad dat Jesus meer as mens is. Hy is God. Want hy weet alles van die mens af. Hy is God wat mens geword het. Hy verstaan hoe werk ons koppe. Hy weet wie die mens is. Niemand hoef om iets oor die mens te sê nie. Dis net God wat dit kan doen. Want nie ek en jy het die vermoë om te weet hoe werk ander ou se kop nie. Wie en wat ons is nie. Maar Jesus weet presies hoekom. Genesis 1, laat ons mense maak na ons beeld. Want die Vader was daar, die Seun was daar, die Gees was daar. Johannes 1 sê dit vir ons baie duidelik. In die begin was die Woord daar en die Woord was van God en die Woord het in hierdie wêreld gekom. En dit sinspeel op Jesus Christus. Kolossense 1 sê vir ons ook baie duidelik, hy was saam met die Vader en die Gees teenwoordig by die skepping van alles, want hy is die eerste van die skepping. Dan gaan lees jy ook Psalm 139 wat sê, hy het ons tot in die fynste detail gemaak. Psalm 8, hy het ons net minder as die engele gemaak. Hy weet wie ons is. Natuurlik kan ons hier byvoeg. Ons is die kroon van die skepping. Ons is God se verteenwoordiger.
Daai woordjie verteenwoordiger in Genesis 1 en 2 het amper die betekenis, julle is klein goetjies wat my verteenwoordig in hierdie wêreld. Hy weet. Hy's God. So wanneer ek na Jesus Christus verwys ek na God, die Here. En dis die wonderlike. En dit bring my by die derde punt. Ek wil net vir julle daai gedeelte uit Psalm 139 lees. Jy het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. U het dit gedoen, hè? Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is, en waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot, het U my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe. Jesus het nie nodig dat enige iemand om iets van die mens te vertel nie. Hy ken my. Hy ken jou. Van die skulvers op jou kop tot by die lidorings op jou tone ken hy vir jou. Hy ken jou, deur en deur. Deur en deur, sê Dawid ook in die psalms, deur en deur ken hy my. Nou daar kan dalk 'n negatiewe kant, daar is 'n negatiewe kant, nie dalk nie, en daar's 'n positiewe kant hieraan. Hy ken my swakpunte. Ons kan niks vir God wegsteek nie. Ons dink baie keer, ag niemand sal weet nie, niemand sien nie, want kyk, as ek mos nou 'n ding doen in die skelmgeit daar in my huis, sê maar ek hou van pornografie, kyk, niemand gaan weet nie, my vrou slaap, ek sit hier in die stilte, niemand in die gemeente gaan dit weet nie. Of as ek hier by die werke ietsiekie vat, weet, 'n pen vir die kinders, is mos nou begin van die jaar in 'n skooltyd, en ek vat vir elkeen van my kinders 'n pen en 'n potlood en 'n liniaal huis toe, niemand gaan weet nie, niemand sien dit nie, dis maar hoe bedrog begin. Al die sonde wat ek en jy doen, weet, ek ry alleen in my kar en ek verreg my vir die taxi, niemand gaan dit hoor as ek die taxi drywer uit mekaar uit skel en vloek nie, niemand weet dit nie. Behoede my dat julle dit nie uitvind, wat ek baie keer doen as ek alleen is nie. Maar God weet. Hoe dom is ons? Ek dink niemand weet nie, want God weet alles van my. Al my slegte gewoontes, alles wat ek doen, God weet daarvan. Want hy ken my. Hy sê dit. Ek ken die mens, niemand hoef my niks te vertel nie. Ken jou. Maar die positiewe kant ook, hy ken my. Hy ken my vreugdes, hy ken my hartseer, hy ken my blydskap, hy ken alles van my. Hy weet van al die mooi dinge wat ek ook in die lewe doen. Hy sien dit ook raak en hy glimlag daaroor. Hy hou daarvan as ek die lig van die wêreld is en die sout van die aarde is. Hy wil dit graag hê en hy's raak opgewonde saam met my oor sekere goed in my lewe. Hy ken my, die goed en die sleg, die soet en die suur. Hy ken my. Dis die troos uit hierdie gedeelte. So om terug te kom na die vraag, so wie is ek voor die Here? Ek is na sy beeld geskape, dit mag ek nooit vergeet nie. Party van ons sukkel met selfbeeld. Ek dink ons is nie veel werd nie. Ek het nou nie hierdie wonderlike lewe gehad nie, weet, kyk waar's ek vandag, ek sukkel maar, ek het nie baie prestasies agter my nie, weet, ek het nie 'n klomp bekers wat in my sitkamer staan nie. Maar elkeen van ons is kosbaar en belangrik, want ons is na sy beeld geskape. Ons is nie diere nie, ons is baie meer as die diere. Want vir die mens het God gesê, onthou, gaan lees weer Genesis 1, elke dag het hy iets gemaak, sonder om in die wetenskaplikheid daarvan in te gaan, elke dag het hy iets gemaak en elke dag het hy gesê, dit was goed. En toe hy sê, maar dit is nie goed, ons moet hierdie wêreld, moet ons vir iemand gee, kom ons maak 'n mens, na ons beeld, ons verteenwoordigers, een soos ons. En toe die mens klaar gemaak het, staan daar, en dit was
baie goed. Ander was goed, maar nou die mens baie goed. God was so tevrede toe hy die mens gemaak het. Hy was gelukkig in homself toe hy die mens maak. Dis hoe God my en jou sien. Toe kom Genesis 3. En wat 'n gemors. Van daar af het dinge skeef geloop. Sonde in die wêreld. Sonde in my en jou lewe. Al die boosheid, al die sleg. Maar Jesus het dit kom herstel. Terug herstel. So ek en jy hoef nie daar te wees nie en daar te bly nie. As ek nou hier vanoggend vir my vra, wie is ek en ek is ontevrede met goed in my lewe, dan hoef dit nie daar te bly nie. Want Jesus het kom herstel. Dis wat hy kom doen het. Hy het ons kom vrymaak van die sonde en van die gevolge daarvan. Ek en jy het eintlik in Christus die opdrag om iets van die hemel op aarde te bring. Ons is eintlik deel van die proses van God se herstel van hierdie wêreld. Daarom kan ek nie net aan Christus glo nie, moet ek in Christus glo. Is ek nie 'n toeskouer nie, maar is ek 'n aktiewe deelnemer van die koninkryk van God wat in die wêreld gekom het. En weer koninkryk van God, is ek deel van die dans van God in hierdie wêreld. Dans ek saam met Christus deur hierdie wêreld. Is ek sy dansmat, is ek op die pas van God se ritme in hierdie wêreld. Want in die moederskoot het hy my uitgekies. Psalm 139. Het hy my uitgekies. Efesiërs 1. Het hy my uitgekies. Ek is syne. Jy's 'n uitverkorene. En ek wil nie in teologiese debat betrokke raak oor die uitverkiesing nie. So eenvoudig soos dit. Glo jy in Jesus Christus? Jy's uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. Het hy jou naam in die boek van die lewe geskryf. Dis hoe besonder jy is. 'n geredde sondaar. Ja, sondaar, maar 'n geredde sondaar. Anders as die ander sondaars van hierdie wêreld. Want God is op pad met my. So wie is ek? Kosbaar in die oë van God. Bruikbaar. Hy wil jou gebruik en hy wil my gebruik. So wie is ek? In Christus is ek. Amen. Baie dankie Here vir u woord vanoggend. Toe ons hierdie teks gelees het, het dit vir ons so 'n bietjie snaaks gelyk. Maar nou maak ons meer sin daarvan. Dankie daarvoor, Here. Dat ons weet, ja, baie dae gaan dit nie so goed nie en dan werk dinge nie altyd uit nie en as ons dan terugdink oor die dag wat verby is, dan is ons nie altyd gelukkig met hoe en wat ons aangevang het nie. Maar ons het een ding waarvan ons seker is en een groot hoop dat Jesus het vir ons betaal en is aan die werk deur die Heilige Gees in ons en is besig om ons te verander, is besig om ons te help om op ritme te kom en saam met Jesus Christus in hierdie wêreld te dans. Ons wil aktief betrokke wees. So waar ek woon, waar ek werk, waar ek skool, waar ek wat ook al, laat ons dit op verantwoordelike wyse doen. Op u maat en op u ritme. Want ons is in u. Kosbaar, belangrik, bruikbaar. So Here, al is hierdie potlood krom, gebruik my en skryf u met my. Soos u wil. Verander ons al meer en meer na die beeld van Christus. Seën vir Waterval gemeente.
dat ons gemeente van gehoorsaamheid sal wees, wat U liefhet, U woord belangrik ag, mekaar ondersteun, vir mekaar bid, mekaar vergewe, mekaar bystaan. Ons bid vir elkeen wat ons vanoggend genoem het op ons siekelys. Raak elkeen aan in die besonder. Dankie vir U goedheid, vir U guns. Ten spyte van al die lelik en al die wetteloosheid in Suid-Afrika, weet ons nog, is dit een van die beter plekke om in die wêreld te woon. As ons nuus kyk, sien ons hoe gaan dit in die res van die wêreld. Nie veel beter nie. Maar ons wil bid vir ons land. Ons het daai verantwoordelikheid. Ons wil bid vir 'n regering wat met wysheid sal bestuur. En as korrupte mense nie wil verander nie, Here, verwyder hulle. Ons vertrou U vir die toekoms, vir môre, vir ons kinders en ons kleinkinders se toekoms, want U is in beheer. Aan U die lof, die dank, want U is God. Amen. Ontvang die seën van die Here en nasing ons 'n pragtige lied saam. Mag die genade van ons Here Jesus Christus vir ons lei, vir ons laat besef wie ons is in Christus. Mag U liefde vir ons dryf tot gehoorsaamheid. En mag U Gees ons help om op ritme te dans. Amen.